Goeiedag almal, Jacob Verriese van Sierra Victor. Welkom by die 7de uitsaai of uitsending van ons generiese noodplan. Goed, ons gaan 'n bietjie kyk na 'n bietjie meer in gesinsverband. Gesinsnoodplan. Nou, kom ons spring weg eers by die huis. Ons kyk, wat kan jy in jou huis en jou woning doen en wat se ordereëlings kan jy daai om dit as jou basis dan in te rig. Goed, een ding moet jy verstaan. Jy het die reg om die eiendom en die lewe te verdedig tydens anargie teen kwaadwillige betreders. En om dit effektief te kan doen, gaan jy moet aanpassings maak aan die eiendom en die emosionele voorbereiding van die gesin. Goed, op die stadium is daar nog wet en orde. Goed, so die van julle wat vuurwapens het, julle het almal vuurwapen bevoegdheid gedoen, julle weet wat sê die wetgewing, wanneer mag jy uitskiet en wanneer mag jy nou nie uitskiet nie. En dit is 'n kursus wat 'n mens heel op jou eie kan doen. En ons het nie die tyd om met almal deur die wetgewing te gaan nie, maar die internet is daar. So gaan lees asseblief op. Maar weer eens, kom ons bly binne die wet. Goed, as dit totale anargie en chaos is, heel waarskynlik sal die regering dan 'n noodtoestand afkondig met sekere maatreëls en reëls in plek, maar selfs dan probeer ons so gou of soveel as moontlik binne die wet bly, maar op die einde van die dag, as lewe bedreig word, as jou of jou gesin se lewe bedreig word, of iemand in jou omgewing se lewe bedreig word, dan het jy die reg om jou vuurwapen te gebruik. Goed, maar kom ons begin by dit dan. 'n Vuurwapen is 'n vereiste tydens anargie vir 'n afskrik en afvegwaarde. Maak dit seker, jy het 'n vuurwapen, jy is vertroud met die gebruik daarvan en jy het maksimum hoeveelheid ammunisie in terme van wetgewing en jy tipe lisensie ten alle tye in die kluis. So moet asseblief nie ekstra ammunisie opgaar nie, bly binne die wet. Goed. Dink die meeste is vir sportskiet lisensie is dit 500. Skiet reg onthou, maar met my asseblief nou nie kwoteer op nie. Ek dink is 500. Goed. Vrouens en kinders moet ook in 'n vuurwapenvaardigheid opgelei word. Meeste vuurwapenhandelaars sal jy met besonderhede vir hierdie opleiding kan bedien. Die bevoegdheidskursus vir handwapen beloop so plus minus R1500. Toe ek myne gedoen het so 'n paar jaar terug was dit, ek dink dit was R800 of R900 vir die wetgedeelte en dan was dit so, ek dink R600 of R700 vir elke kaliber of vir elke vuurwapentipe. So net vir 'n handwapen, so plus minus 1500, dalk so 'n bietjie meer. Meeste vuurwapenhandelaars sal jy toelaat om 'n deposito op 'n vuurwapen neer te sit en dan die wapen af te betaal terwyl jy wag vir jou lisensie om goedgekeur te word. Nou in die verlede was daar groot stories oor hoe lank wag jy ons vir lisensies. Die proses is baie vinniger deesdae. Ek weet van ouens wat binne 'n maand of 2 het hulle, of op die meeste 3 het hulle vuurwapenlisensies gekry. Indien jy 'n vuurwapen het, gaan skiet ten minste eenmaal per maand. En dit is die groot probleem waarmee ons sit. Mense koop wapens en hulle gaan skiet nie met die ding nie. Wat help dit? Jy laat 'n vuurwapen. Ammunisie van 50 rondes met baanfooie sal dieselfde kos as 1 braai by jou huis, indien nie dalk goedkoper nie. So gaan doen dit eenmaal per maand. Kry die gevoel van die wapen in jou hand, die terugslag, die klank, as ook die akkuraatheid van die aanlê. Soos met enige ander ding, hoe meer jy oefen, hoe meer gemakliker word dit. Dit moet, die Engelse praat van muscle memory. Jy moet so gemaklik wees met die wapen dat dit eintlik weer eens om Engels te sê, extension van jou body word. Goed, en jy gaan dit nie kry as jou vuurwapen die hele tyd in die kluis lê of jy hom nie gebruik nie. Goed, so gaan skiet eenmaal 'n maand. En probeer die hele gesin hierby betrek. Jy mag as 'n wettige vuurwapen eienaar, mag jy onder toesig jy wapen aan iemand anders te gee op 'n skietbaan om mee te skiet. En dan op die skietbaan, ek sien baie van die organisasies doen dit en hulle gaan staan en almal staan in 'n ry en hulle skiet teiken. Wat seker goed is, dit help jy om te mak en gewoon te raak aan die wapen, maar skep scenario's. Jy weet, ons het eendag het ons klomp vriende gaan skiet en ons het 'n stuk seil op die grond neergesit, georiënteer tot die teiken, soos wat jou slaapkamerbed is, teenoor
die slaapkamer deur en jy moet jou vuurwapen langs op die grond neersit en jy moet op jou ander sy draai en as een van die ouens 'n vletjie blaas, dan moet jy vinnig omdraai, jou wapen gryp, magsyn insit, span en skiet op die teiken. So skep 'n scenario ook. Goed. Help nie net jy skiet na 'n teiken wat net stil staan nie. Goed, nog iets waaraan baie min mense aandag gee is jou tuin uitleg. Nou van nature is ons kultuur so, ons hou van simmetrie. Maar as jy jou huis inrig met ornamente en beddingkies en potplante en goed wat asymmetries in jou tuin rond staan, dan skep jy hindernisse. Met ander woorde, 'n invallende of 'n uitvallende vlugtende vyand. Hy hardloop dan nou nie in 'n reguit lyn af verby jou swembad nie. Hy moet heen en weer hardloop, want daar staan oralste potplante en bakke en goed. So rig jou tuin in dat dit 'n obstakelbaan word. Goed, kom ons kyk na binnenshuis. Swaar gordyne. Nou, ek weet swaar gordyne is baie duur en is baie moeite, die vrouens moan altyd en is moeilik om dit te was. Maar swaar gordyne gaan in 'n mate enige projektiel soos 'n baksteen of 'n bottel of iets wat in jou huis toegeslinger word, gaan dit demp. So hy gaan nog steeds deur die venster kom, hy gaan daarom nie tot in jou sitkamer val nie. So dit is die een voordeel van dik gordyne. Die ander voordeel is natuurlik dat sou daar kragonderbrekings wees in die hele woonbuur en jy's binne in jou huis en jy loop al met 'n flits rond of met 'n gaslampie of wat ek al. Daai dik gordyne gaan maak dat niemand van buite af kan sien daar's beweging en daar's lig in die huis nie. Onthou nou wat ons gesê het nog heeltyd, Grey Man principle. Jy wil nie adverteer jy's daar nie, want as jy adverteer jy's daar, is die potensiaal daar om 'n teiken te word. Goed, volgende punt. In elke vertrek versteek of identifiseer 'n wapen. Nou dit kan wees enigiets van 'n mes of 'n ornament of wat ek al en net bietjie iets kort sê. Ons het jare terug het ons huis sekuriteitskursus aangebied. Verskoon tog. En dit is verbasend hoe effektief 'n steekmesie kan wees. En ons advies was aan die kursusgangers was: steek 'n steekmes in elke vertrek in jou huis weg. In die sitkamer, onder die sitkamerbank, steek daar een weg. En wat hulle baie keer doen is, in 'n huisaanval dan, bind hulle die man vas in die sitkamer, en hulle gaan met sy vrou kamer toe. En as jy weet daar's 'n mes onder jou bank, dan kan jy stelselmatig in daai rigting beweeg, en jy kan jouself bevry, en jy kan begin terugveg. Selfde wat ons gesê het in die slaapkamer, gaan lê op jou bed, die kop op die kussing, laat sak jou arm langs jou af, langs die bed af, en daar waar dit gemaklik is vir jou, vat jy 'n steekmes, jy druk hom met die lem eerste tussen die basis en die matras in. Dit net die hef uitsteek. Sou jy wakker word en daar is indringers in jou slaapkamer en hulle probeer jou vasdruk op die bed. Al wat jy hoef te doen is jy laat sak jou arm, jy gryp die mes aan die hef en jy verdedig jouself. En omdat die hef uitsteek is dit nou nie 'n gevaar vir enigiemand anders nie. So dit is die tipe goed wat ek wil hê julle moet aan begin dink. In elke vertrek, 'n ornament. Jy weet in die ou tyd het hulle hierdie beeltjies gehad, dit lyk soos daai Dawid beeltjies of 'n vrou met 'n kruik op haar kop of seker tipe goed. Dis 'n wapen. 'n Glas aspakkie is 'n wapen. Begin wapens identifiseer en versteek oral in jou huis, want jy weet nooit waar en watter vertrek gaan jy wees as jy dit nodig kry nie. Goed, volgende punt, brandbestrydingstoerusting. Brandbestryding, 'n brandblusser, is altyd goed om 'n brandblusser in jou huis te hê. Hulle is nie so duur nie, ek kan dit net nie onthou of sou die vuis vir julle sê wat die pryse daarvan nie, maar jy kry verskillende groottes en dis altyd goed om een te hê. 'n Brandblusser, jy kan 'n vuur doodmaak met hom, jy kan selfs 'n aanvaller met hom verblind en vir jou rookskerm gooi om weg te kom. Goed, as jy nie dit het nie, 'n gewone tuinslang wat in die waskamer se kraan indraai. Dit kan ook werk. Maar maak seker jy het vuurvegtoerusting in die huis ook. Goed, volgende punt. Identifiseer 'n veilige vertrek. Nou, ons advies is,
Die veiligste vertrek in jou huis moet die vertrek wees wat die minste vensters het, wat die minste aan die brand kan raak, en waar jy weet jy kan ten minste vir 'n paar ure oorleef, kan vasstaan. Nou waar is daar so 'n vertrek in jou huis? Die badkamer. As jy na jou badkamer toe gaan, ons advies is, dit is jou veilige vertrek. Gaan badkamer toe, dis teels, kan nie aan die brand raak nie. Jy het water by jou. Jy het een deur wat inkom, so daar is een deur om te verdedig. Klein vensters of relatieve klein sterk vensters. So hulle gaan nie van buite af kan inkom nie. En die meeste kriminele weet daar is nie iets van veel waarde in 'n badkamer nie. So hulle gaan liewerste konsentreer op jou kombuiskaste of jou yskas of jou spens of in die slaapkamer, hulle gaan 'n kluis soek, maar in 'n badkamer is daar eintlik niks om te steel nie. En die meeste badkamers het nog 'n badkamerkas, jy kan nou al noodvoorrade daarin sit. Vir as jy dalk 2, 3 ure, 4 ure, sit 'n eerste op sakkie daar binne byvoorbeeld. So ons advies is, kry 'n veilige vertrek en ons sal aanraai badkamer. Jou badkamer is jou veilige vertrek, want jy kan nog water drink daar, jy het water, as hulle die huis in die brand steek en het jy handdoeke daar, jy kan die handdoeke nat maak, jy kan dit om jou gesig sit, jy kan uithardloop by die deur. Okay. Goed, volgende punt, honde. Nou, honde in aanloop tot anargie is 'n onmisbare bate. Jy weet self, 'n hond is 'n wakker ding, behalwe dat dit jou vriend is. Honde is 'n goeie troeteldier om te hê. Ek dink van alle troeteldiere, behalwe miskien nou ganse, is honde redelik die wakkerste. Maar in anargie is 'n hond nie altyd 'n goeie ding nie. Tensy dit 'n baie gedissiplineerde hond is. Want jy kan maak of jy nie by die huis is nie. Of jy hulle onttrek het. As die hele woonbuurt, kom ons sê dis 'n scenario soos wat in die flieks is, Mad Max. Jy weet, dis hierdie bouvalle en hierdie huise wat leeg staan en alles. Jy kan nog in jou huis bly sonder dat iemand dit agterkom, maar as hulle 'n hond oorblaf, gaan hulle weet daar's mense in daai huis. So en partykeer moet jy stil beweeg en 'n hond gaan nie altyd stil beweeg nie. So dink maar mooi oor die honde. Ons advies is, as dit nie gaan om die troeteldierwaarde nie, 'n goeie alarmsisteem met sonpanele is baie beter eintlik as 'n hond. Maar ja, ek self is 'n hondemens, ek hou van honde, so ek verstaan, 'n mens wil 'n hond hê. En dan die ander ding is ook, onthou, in anargie, as daar nie voedsel en goed beskikbaar is nie, jy gaan 'n hond met kos gee. So dit is eintlik 'n logistieke las ook, maar dis julle keuse. Goed, voertuie. Voertuie moet binne in die motorhuis geparkeer word, of agter die huis, sodat dit nie sigbaar van die straat af is nie. Weer eens, Crayman principle, jy wil nie adverteer, jy het karre daar nie, jy wil nie adverteer hoeveel karre het jy, of hoe duur jou karre is nie, maar net gaan mense dalk die idee laat kry dat jy is daar en jy het geld, want kyk hierdie ou ry Mercedes, so kom ons roof hom. Goed, as jy heining wat deursigtig is, en ek praat hier van palissades, dan sal ons voorstel wees, vat houtplanke of 'n ander materiaal en las dit in tussen die palissades. Die idee is dat niemand van buite af kan insien nie. En ek het 'n studie gelees oor inbrekers. Hulle wil hulle teiken sien voor die tyd. So as jy 'n hoë heining het of 'n heining het wat hulle nie deur kan sien nie, dan weet hulle ook nie wat aan die ander kant van die muur nie. En dan gaan kies hulle liewer staan aan 'n huis. So as jy 'n heining het wat half deursigtig is of jy weet soos palissades, probeer om dit ondeursigtig te maak. Dit is ons advies aan julle. Goed, sekuriteitshekke. Sekuriteitshekke in die huis moet vanselfsprekend altyd gesluit bly in die nag. En wat ons ook nie kan voorstel is 'n sekuriteitslig. Daai wat die bewegingssensor het. Nou, vanselfsprekend elke huis lyk anders te binne, maar nou in my gedagtes, die scenario is, dis 'n gang wat na 'n hoofslaapkamer te loop, en sit die hek by die hoofslaapkamer se deur. Goed, en dan aan die binnekant van die hek,
sit hier dan hierdie bewegingssensorligte. So as 'n ou in die gang afkom, die oomblik as hy afkom, dan gaan die beweging, gaan die lig laat aangaan. Nou wat gebeur? Die teiken is dadelik verlig vir jou, en hy's verblind. En jy kan in die donker staan, in die skadu staan. So, dis 'n voorstel van ons dan. Goed, dan die volgende punt waarna ons gaan kyk, en ons gaan amper die tyd uithardloop, is identifiseer 'n ontsnaproete. Byvoorbeeld, besluit vooraf, watter deur gaan jy gebruik, en waarheen gaan jy ontsnap. Jy weet, party huise het nou nog skuifdeure, dis nie net soos in die ou tyd 'n voordeur en 'n agterdeur nie. Party huise het skuifdeure en kantdeure en alles. So die hele gesin moet sit en besluit, reg, watter deur is ons primêre ontsnaproete? Goed. En dan, wat gaan ons doen as ons uit die huis uitkom? Gaan ons ergens in die tuin gaan wegkry? Hoe lank gaan ons by daai punt, daai eerste RV-punt in die tuin? Hoe lank gaan ons al wag voordat ons oor die muur spring, byvoorbeeld, of na bede toe gaan? So daai is goed wat ou voor die tyd moet nou al bedink en beplan en almal inlig en het oefen ook. Goed. Tweede laaste punt. Elke lid van die gesin moet verantwoordelik wees om 'n nodige item saam hom of haar te neem tydens die vlugaksie. Byvoorbeeld, pa, jou job is wapen en ammunisie. Dis waarop jy konsentreer. Maar jy moet selfone en karsleutels kry. Sissie, jy kry die eerste hulpsak. Boetie, jy sluit die ontsnapdeur oop en jy verken vooruit in die tuin om seker te maak jy lei almal na veiligheid. So elke persoon in die gesin moet duidelik weet, dit is my funksie, dit is my rol as iets gebeur. En almal werk saam in 'n span. Goed, want daar gaan paniek wees. 2 uur, 3 uur in die oggend is daar nie tyd om oor en meer te skree oor kry die sleutels en nee, elkeen moet vooraf weet wat hy of sy se funksie is. Goed, ons gaan maar afsluit hierso nou. So net weer eens herhaal en vra. Jy moet nou al by 'n GPF of 'n buurtwag aansluit. Maak nou al vriende met die bure en word deel van die gemeenskap. Of sluit by 'n organisasie aan. Onthou wat ons gesê het in die begin, 1 vuurhoutjie breek maklik. Klomp vuurhoutjies saam breek moeilik. So, en dan bespreek julle, dan kan julle idees daar uitruil. Hierdie riglyne wat ons vir julle gee is riglyne. Dis idees, maar die konsep agter dit is, dit moet jou aan die dink sit. En van hierdie goed gaan vir julle werk, van dit gaan nie vir julle werk nie. Dit is hoekom hierdie 'n generiese noodplan is. Ons sluit dus hiermee af. Staan vas in jou geloof en staan vas in jou identiteit. In ons volgende uitsending gaan ons 'n bietjie praat oor die roetes van die werk af huis toe. Die noodplan self. Goed, mooi dag vir almal. Die Here se genade en liefde. Jaco Fourie, Sir Victor. Ons staan vas deur die storm.